Maar dit is so gehoorsaam aan dit wat die gevra word. Dit is of dit dan maar ons nie kan nie. Maar as ons kom by die 10 dan werk dit nie van ons kan nie. Dit is 'n moedsaam. As jy gehoorsaam is aan Christus, dan moet ons nie. Ek kan ook verstaan as jy die kan by ons met die blou noot. Maar baie kere dan staan ek die so, dat sien ek as ons offer, dan sien ek maar van ons mense gooi R5 in, 2 gooi R10 in. En dan heb ik mezelf aan het laatst naweek. Dit dat die Here voor die kruis gedoen het. Beteken dat daar regtig so min. Beteken dat daar ons R5, R10. Ek heb groot prys wat hy betaal. Hy het die prys vir die wêreld betaal. Hy het die prys vir u en vir my betaal. Maar daar vergoed ons om dit te doen. Dit ek hier neergeskryf, met boodskap neergeskryf, ons moet nou regtig begin om 'n keer, maar meer nog vir God betrokken te raak en gehoorzaam te raak. Ons moet minder waarnemers wees en meer actieve deelnemers worden van Godse koninkrijk. As ek kyk, as jy baie van ons in die kerk, dan staan ons nog vast by Hebreërs 6 vers 3. Ja, die woord van die Here sê, ons moet nie bly by die begin van die prediking nie. Ja, daai tyd was anders. Toe was daar goed gesê, dat jy mag en dat jy nie mag nie. Maar daar is daar nog mense wat nog nie gegroei het vanuit die daar, die staan nog steeds by die begin van die prediking. Het is tyd geword dat ons eienaarskap neem oor die koninkryk van God. En om eienaarskap van God se koninkryk te neem, beteken om Jesus se heerskappy aktief in elke faset van jou lewe, jou denke, jou verhoudings, jou finansies, jou werk en jou kerk te aanvaar en uit te leef. Dit is 'n verskuiwing van 'n blote waarnemer na actieve deelnemer. Waar jy Christus se wil op aarde vestig, deur liefde, geregtigheid en geloof. Ons moet besef die koninkryk van God is binne in ons, nie uiterlik nie, maar as 'n innerlike realiteit, waar God se wil jou wil word. Toen ik mezelf weer die vraag afgevraagd, ik wonder, hij mensen het zeker al gewonder op die vragen. Hoe moet ik dat tot bekeren komen? Als ik moest geweten dat zo bij je goed is dat de bekeren inpas,
As ek my moet gee wat nie. Vir alles ek wil geld sake kom. Maar in 'n tyd geword sê die woord van die Here dat Matteus 6 vers 33 ons hoogste prioriteit, ons moet dit ons hoogste prioriteit maak. Wat beteken ons moet God se beginsels bo ons eie belange stel? Matteus 6 vers 33 lees as volg: soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en alle ander dinge sal vir jou bygevoeg word. Kyk eers na God se koninkryk. Soek eers die koninkryk. Pas dit toe op alle terreine. Neem eienaarskap deur jou huwelik, gesin, finansies, besittings en jou werksplek te sien as areas waar God regeer. Verteenwoordig die koninkryk. Tree op as ambassadeurs, dis die ene wat ons sê. Tree op as ambassadeurs van Christus, wat sy liefde en eenheid in die wêreld bring. Matteus 5 vers 3 lees as voor: geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. So, die waar my boodskap net is net, ons moet eienaarskap neem oor God se koninkryk. En as pastoor iemand hier binne as ek vra dat ons dit moet doen, as ons kan, ons doen dit. As ons 'n offer vra, as jy vir onsself, maar dit is om God se koninkryk te doen. Die eer van die Here. Die Here sien sy woord. Kom ons sê ons Vader in die naam van Jesus. Sê ons weer eens vir baie dankie. Dankie Here Jesus dat U ons Heilige Gees ons weer vanoggend iets kom leer, Here Jesus. En dankie liewe Here dat ons in die toekoms, Here, gehoorsaam sal wees aan U stem. En dat ons met nuwe oë na U koninkryk sal kyk. En met ontvanglike harte sal ontvang en ook sal uitgee. Here, ons eer en ons aanbid U daarvoor. In Jesus naam. Amen. Vader, in die naam van Jesus. Ons wie baie dankie. Dankie die offers wat overkom. Dankie liewe Here dat U aan kan bewaring. En beskerming hulle reeds oor uitgestrek het. Ons eer en ons aanbid U daarvoor. In Jesus naam. Amen.
Ons wil vanmôre U kon sê. Dankie vir al die goeie gawes wat U aan ons toebetrou het. U het ons toebetrou met hierdie gebou. U het ons toebetrou, U het dit aan ons geskenk. En ons wil vanmôre vir U dankie sê. En dan dat ons ook vanmôre ook vir Ernst bedoel. Dankie vir die getrouheid wat hy elke Sondag gehad het om na U huis om te gaan. By elke diens wat hy by die huis van die Here uitgekom. Ons môre vra ons roep dit in herinnering en ons vra dat U ons sal aanraak. Maar dat hy sal bring in Jesus naam. Dankie vir die kragvolle werking van die Gees. Dankie vir die kragvolle werking van die teenwoordigheid. Heilige Gees, ons môre elkeen van ons ontmoet terwyl ons leer ons hoe om die koninkryk van God te sien. En leer ons waar die koninkryk van God is. Die koninkryk van God is nie ver nie, maar die koninkryk van God is binne in julle. Dankie vir daardie bevestiging. Dat ons die koninkryk kan en dat ons die koninkryk kan uitbrei. Dan ons 'n boodskap gegee, dan ons 'n opdrag gegee. Gaan dan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mense. En wat glo en hom laat doopsap. Wat dit ons kan doen en dat ons kan reageer, kan antwoord gee, dat ons gehoorsaam kan raak aan die woord in Jesus naam. Baie dankie. Amen. Halleluja. Dankie Jesus. Kan ons vir Oudel Fransman vanmôre vra om seën vir ons op te spring by dan. Die Here sal ons behoed. Ook sal hy ons bewaar. Die Here sal sy aangesig oor ons gaan skenk en ons genade skenk. Nou mag die genade van God, die liefde van genade van God en die liefde van die Heilige Gees wees en bly met elkeen van ons tot op die dag wanneer die Here verskyn. En elkeen wat die kom van die Here verwag, sê Amen.